waar U regeer. Hemels is U majesteit, heilig U geregtigheid. U wat alles onderhou, U is ewig en getrou. In genade groot en ryk, bou U Heer U koninkryk. Voordat ek kon kies, kon vra, het U seën my vloek gedra. Ek kon vind U het my gekry, voor ek nog my skuld bely. Al die heiliges in, met woorde gering, en die skepping getuig, met klanke wat juig. Grote God, aan U die eer. U oral is God en hoof, open oë van geloof, dat ons sien geen goed of kwaad, word aan toeval gelaat. Hoe kan ons begin verstaan, hou U al wat is en staan. Al die heiliges in, met woorde gerig, en die skepping getuig, met klanke wat juig. Al die heiliges in, met woorde gerig, en die skepping getuig, met klanke wat juig. Grote God, aan U die eer. Aan U die eer. Aan U die eer. Geliefdes, kom ons lees uit Jeremia 18 uit vanaf vers
1, Jeremia 18. Die opskrif lees pottebakker en klei. Dit is die woord wat van die Here tot Jeremia gekom het. Maak gereed en gaan af na die pottebakker se huis, daar sal ek jou woorde laat hoor. Ek het toe afgegaan na die pottebakker se huis, hy was juist besig om iets op die pottebakkerswiel te maak. Maar die houer wat hy besig was om van klei te maak, het onder die hand van die pottebakker misluk. Hy het toe 'n ander houer gemaak, soos die pottebakker dit goed gedink het om te maak. Toe het die woord van die Here tot my gekom. Is ek nie in staat om soos hierdie pottebakker met julle te maak, die huis van Israel? Is die uitspraak van die Here. Kyk, soos klei in die hand van die pottebakker, so is julle in my hand, huis van Israel. Een keer dreig ek om 'n nasie en 'n koninkryk uit te ruk of af te breek en te gronde te laat gaan, maar as daardie nasie teen ek die bedreiging uitgespreek het om bekeer van sy boosheid, sal ek jammer wees oor die onheil wat ek beplan het om hom aan te doen. 'n Ander keer sê ek oor 'n nasie, 'n koninkryk, dat ek dit sal bou en plant. Maar as hy doen wat verkeerd is in die oë van deur nie te luister na my stem nie, sal ek jammer wees oor die goeie wat ek gedink het aan hom om te doen. Sê dan nou tog vir die manne van Juda en inwoners van Jerusalem, so sê die Here. Kyk, ek maak onheil gereed vir julle en beraam planne teen julle. Draai tog terug elkeen van sy verkeerde pad en laat julle doen en laat te goed wees. Maar hulle sal sê, te vergeefs, want ons eie planne wil ons volg en elkeen van ons wil volgens die verstoktheid van ons eie bose hart optree. Daarom, so sê die Here, doen maar navraag by die nasies. Wie het van so iets gehoor? Die jong vrou het Israel 'n vreeslik afskuwelike ding gedoen. Verdwyn sneeu ooit van die rotsagtige hange van Libanon? Of raak die vreemde koel water wat vloei ooit gedaan? Tog het my volk vir my vergeet en vir nuttelose afgode offers gebring. Die het hulle laat struikel op hulle paaie, op die ou roetes, sodat hulle op hulle weë gegaan het, wat nie opgevul is nie. Om so hulle land in 'n skrikbeeld die rede vir 'n ewige gevlei te maak. Elkeen wat daar verbygaan sal verslae wees en sy kop skud. Soos 'n oostewind sal ek hulle verstrooi voor die vyande. Met die nek en nie met die gesig nie, sal ek hulle aankyk op die dag van hulle teëspoed. Net tot sover. Nou ek het vandag ietsie saamgebring. Ons kyk of ons groot kinders weet wat dit is. Van die eerste taal. Die vandag chocolates hier. Klei, wat 'n ongelooflike lekker speelding vir kinders, nê. Nee. Kyk, klei kom ons in baie vorms voor, nê, nee, en baie kleure voor. Hier is nou 'n lekker blou kleur. En glo dit nie, klei kom in baie materiale ook voor. Dit maak nie regtig saak wat 'n kleur, wat 'n tekstuur klei is nie. Klei is mos daar gemaak om mee gespeel te word. Nou kyk, my kinders noem speel klei. En huisgemaakte klei is klei, wondergom is ook klei, vensterpatty is ook klei. En wat so lekker van klei is dat 'n mens basies dit kan maak net wat jy wil. Nou kyk, as baie goedjies wat 'n mens kan maak met klei, enigiets seker van 'n mannetjie af tot 'n huisie en diertjies. Nou ek wil vanoggend een van my gunsteling goedjies maak wat ek baie lief was om voor te maak, en dis 'n diertjie met naam van 'n slangetjie. Nou kom ek kyk gou wie kan die mooiste slangetjie maak. Ek het dit in my sak gebring. Kobus, waar is jou ene? Hier sommer aan. Ons vir julle elkeen ene. Daar sy. Ons kyk of dit genoeg het. Julle kan hom ook maak en dan maak julle vir my 'n slangetjie. Dit almal net. En hier is dit tyd gespeel. Dink slang. Ons kyk Slang. Ons kyk die slangetjie te maak. Ek wil net vir my sê, wie dink julle gaan die mooiste slangetjie maak? Ek op die musiekspan. Ek sien al my gedagtes terwyl ek so 'n slangetjie maak, ek dink die Donnie se preek het opgeraak. As ek net in kerk toe kom te sien hoe speel hy met klei, nee, braggies lê. Nou eers moet jy hom natuurlik rol om hom nou platter te kry. Nou kom ek kyk of ek nou baie grand kan wees, nee, en ek kyk of ek vir hom 'n oogie of twee kan maak.
Dit lyk nie te sleg nie. Ek moet sê julle maak dit nog nie maklik is almal om te staan en werk onder druk hoor. As 'n mondjie lyk nie sleg nie. OK. Kom ons kyk hoe lyk julle slangetjies. Zara aan my. Is jy nog besig? Jy nog 'n rukkie kans gee. Ek net na kleintjies gesê. My slangetjie, dan moet ek ook gee 'n paar mondjies. Weer. Iemand sal maar net kyk. Ja, ek wil veel. Okay. So wat dink julle? Hoe lyk dit? Weet jy wat is lekker van klein, nê? As jy nou 'n slangetjie gemaak het en hy flop, nê? Is dit so lekker, jy druk hom weer by mekaar, dan maak jy weer 'n bonneltjie en vrammel hom lekker op en dan kan jy weer probeer om weer 'n slangetjie te maak. So terwyl jy met jou vlei speel, is reg, jy kom maar aan my en Zara gestuur, dan kan ons speel, is reg. Daar moet ek nou stop en myne dink ons is land by, hondeland by. Dis so besluit. Die rede kom ek met klei speel vanoggend, is omdat God praat oor klei in Jeremia 18. Daar staan in die Bybel dat God lewens vorm. En hy praat van hoe hy met jou en met my werk. En dis nie my woorde nie, dit staan daar letterlik in die Bybel dat God ons lewens vorm soos klei. Dit laat 'n mens nogal dink, nee, want ek meen 'n mens loop nie heeldag daar buite rond en dan dink 'n mens daaraan, weet jy wat die Here is op die oomblik besig om my te vorm nie. Ek hoor baie keer mense sê vir my, weet jy wat, God is besig om in my lewe te werk. Ek glo God is besig om goeie dinge te doen in my lewe, maar hoe lyk die proses? Hoe lyk die tydens? Hoe werk die vorming? Wel, kom ek vertel jou iets oor Jeremia. God kom eendag na Jeremia toe en God sê vir Jeremia, ek gaan jou iewers heen vat en ek gaan vir jou alles gee wat jy nodig gaan hê om die boodskap oor te dra aan die volk van Israel. Maar dis nie al nie, ek gaan vir jou 'n metafoor gee en hierdie metafoor gaan jou hele lewe verander en verseker die mense se lewens wat dit ook hoor. Nou op daai stadium het dinge nie te lekker gegaan met God se volk nie. Want die mense het in 'n plek beland waar hulle besig was met hulle eie goed. Hulle het begin glo dat ek my eie lewe kan vorm. Ek skep my eie potensiaal, ek moet sorg vir my geleenthede, man, ek moet net ernstig na myself kyk om die lewe na iets te maak. Moenie dat God kom inmeng nie, jy vorm jou eie lewe. Jy het jou eie keuses. En moenie te lank wag nie, want die lewe is nie lekker nie. Jy gaan die beste moet maak van hierdie lewe wat jy kan. God is nie altyd so goed. Jy moet na jouself kyk. Natuurlik hoor ons al vanoggend, dis een groot leuen. Dat God nie altyd goed is nie, dat God nie regtig in my lewe werk nie, dat God nie ongelooflike planne met my lewe het nie. Die waarheid is, God het met elke persoon, elke liewe lewe 'n ongelooflike goeie plan voor. Nou dis positief, dis fantasties. En die Bybel gaan een verder, die Bybel sê dat ons gemaak is om hierdie plan te laat realiseer. Dis hoe ons aan mekaar gesit is. Jy is gebou met hierdie ongelooflike plan vir jou lewe en God het jou aan mekaar gesit so dat hierdie plan kan realiseer. Ons is nie gemaak om ons eie lewens te vorm nie. Hoe sê dit in Engels? Go with the flow. God gee en ons gaan. Nou ongelukkig in Jeremia se tyd is dit nie lekker waar die mense was. Hulle het so 'n bietjie dit vergeet. En hulle het besig geraak om te probeer om hulle eie lewens te vorm. Jeremia, genoem die treurende profeet, het gekom met 'n paar harde woorde aan hierdie mense. Hy het nie lekker werk gehad, ek glo dit vir julle. Hy moes opdag en hy sê vir hulle, luister mense,
julle is so besig met julle eie lewe, so besig om julle self te vorm. God gaan die Babiloniërs stuur en hier kom groot moeilike. Julle het vir God een kant toe gestoot en nou kom die moeilike. Hulle gaan kom en hulle gaan alles vat, hulle gaan julle uit julle huise uitruk en dit gaan bitter wees. Maak julle reg, die vonke gaan spat. Hoor gou wat staan in Psalm 9 vers 18. Goddeloses draai om na die doderyk, al die nasies wat God vergeet. Jeremia 17 vers 9. Die hart is bedriegliker as alles, dit is ongeneeslik, wie kan die hart verstaan? Nou ek moet sê, mense sien dit nogal baie mooi raak by kinders. Want dis nie asof jy vir kinders moet gaan leer hoe om stout te wees. Dis soos hy, Poekie, kom gou hierso. Kom ek leer jou gou hoe luister mense nie na mamma nie. O nee, jy leer hulle niks. Kyk, hulle weet goed om dit self te doen, hoor. Of ek, kom ek leer jou gou hoe om 'n goeie leuen te vertel. Jy maak so en dan onthou jy hierdie en hierdie is baie belangrik. Nee, jy hoef hulle niks te leer nie, hoor. Hulle ken dit baie goed. Nee, ons leer hulle oor God en God se dinge en wie God is. Ons leer hulle karakter, waardigheid, respek en maniere, want dis die goedjies wat nie van self kom nie. Hoekom nie? Jeremia sê in vers 9, want die hart is die probleem. In ons natuurlike staat is ons nie goed van self nie. Dis nou maar so, die son het gekom en alles opgemors. So ek sê dit weer. Jeremia sê die hartman, dis die probleem. En dan gaan Jeremia verder. Wel as jy teen God gaan rebelleer en jy gaan agter in die donker hart van jou aanhardloop wat so donker is die hel jou voorloop. Dit maak nou nie regtig saak of dit net een ou se hele nasie is nie, die wat teen God opstaan, gaan met hulle neus op die grond beland. Dis maar net so. Dis nie net in Jeremia se tyd wat dit so gaan nie. O nee, liewe van ons, ek dink ons is alweer daar. Mense wat eenvoudig net nie omgee. Kan nie minder omgee wie God is of wat God maak. Elkeen besluit vir homself wie of wat hy wil wees, of waarvan hy nie hou nie. Verander dit soos hy pas, soos jy daarvan hou nie. As jou ouers daarmee 'n probleem het, wel, daar's maniere hoe jy jou ouers kan dwing deur die stap. Ek is oortuig daarvan, ons sit alweer daar met die probleem by Jeremia was. Wel, my liewe vriend, ons lief, God oordeel sonde. God oordeel nasies. God oordeel almal. Die pad na die hel is breed. Die meeste mense is daar op sy Jesus en Matteus. Dalk voel jy vanoggend eers, nee, hallo wag, ek dink jy ooreageer bietjie vanoggend. Ek doen nie, hoor. My oë is bietjie oopgeruk hierdie laaste tyd in die wêreld wat aan die gang is, die laaste tyd. Hier is 'n oorlog aan die gang tussen goed en kwaad. Tussen God en die bose. Dis nie 'n Monopoly speletjie of Candy Crush op jou foon nie. Hulle kom vir jou en jou huisgesin. Jy moet dit verwag. Jy het al vergeet wat met Charlie Kirk gebeur het. As jy opstaan en jy sê ek glo in Jesus Christus, word die gewese punt op jou gerig, na jou toe gedraai. Ek lees nou die aand toe ek lê op Facebook 'n saak wat 'n dominee 'n paar jaar gelede gehad het waar hy aangekla was, die dominee van kindermolestering. Hy was toe onskuldig bevind want die aangenome kind het na sy pa, die dominee, nie geluister nie en toe die dinge warm geraak. Hy maak toe 'n storie op en hy gaan meld dit by die polisiestasie uit en later toe kom dit uit, dit was nie so gewees nie. Nou lees ek die mense se comments op Facebook. Een jong meisie skryf, wel, alle predikante en pastore is pedofiele. En dan is daar natuurlik mense wat daar probeer regwys, maar wat skokkend was, is hoeveel mense haar verdedig. My mond het oopgegaan. Dat alle predikante en pastore is pedofiele. En dan val sy nog die mense aan wat daar verskil. So ek is oortuig daarvan dat die tyd waarin ons lewe is presies dieselfde as Jeremia se. Jeremia sê vir die mense, luister mense, gaan maar aan. Maar die vonke gaan spat. Die veldbrand is al aangesteek en is op pad, die wind waai in julle rigting.
Natuurlik was Jeremia in daardie tyd nie die enigste profeet nie. Daar was nog manne in die omtrek en hierdie ouens het geen oogharing vir Jeremia gehad nie. Hulle het gesê, weet jy wat, Jeremia, hy weet nie waarvan hy praat nie. Moenie na hom luister, hy's mal man. Dit gaan al vir soveel jare goed. Nog nooit iets gebeur nie. Wees rustig man, alles gaan goed gaan. Jeremia is net negatief. Hy wil net alles verander, hy skens man. Alles gaan goed. En dit was die groot manne in daardie tyd gewees, wat die boeke op die rakke gehad het, en die likes gekry het op baie video's en hulle name was bekend. Hulle bly die mense herinner, weet jy wat, God is goed, God is groot, wees rustig. Mense, ek sê dit vir julle vanoggend, God is altyd goed, ja. God is altyd groot, ja. God is ook regverdig. As God nie regverdig is, beteken dit God is nie goed nie. Want dan sien God die sonde. En is omdat God goed is, altyd goed is, daarom is hy ook regverdig. Dis reeds omdat God goed is, dat die nasies wat nie so goed is, dit nie gemaak het nie. So hier is moeilikheid op pad, vir almal wat dink dat hulle babas kan aborteer, links en regs, sonder gevolge. Of 'n ou wat reken, weet jy wat, God het 'n groot fout met my gemaak. Ek is 'n man, ek was eintlik 'n vrou gewees. Paulus sê in die brief Romeine, dat van die mense so donker en verlore in hulle harte was, dat God hulle oorgelaat het aan hulle eie harte, dat hulle net kan verder aangaan. Dis eintlik skokkend. Dis hoekom God vir Jeremia die opdrag gee. Jeremia, gaan na hierdie ou se huis toe. Hierdie ou is besig om met klei te werk. En dan gaan kyk jy wat maak hy. En ek glo toe Jeremia die opdrag kry, Jeremia soos, okay. Hoekom as ek mag vra, wat moet ek leer? Jeremia is gehoorsaam, hy kom by die ou se huis aan, toe die deur oopmaak by die ou se huis toe, die eerste ding wat Jeremia se oog vang is die pottebakker. Hy sê, hou fokus. Sodra jy instap, dan kyk jy in die pottebakker vas, terwyl hy daar besig is om te werk. Die tweede ding wat jy oog vang, is die klei waarmee die pottebakker werk. Dadelik besnap Jeremia dit wat God vir hom sê. God is die pottebakker en ons is die klei. En dis nogal baie van pas daarin as 'n mens dink daaraan dat jy uit stof gemaak is dit nie? Nou klei op sy eie as 'n hoopie is nie mooi nie. Net 'n hoopie. Klei so het nie baie waarde nie. Net 'n hoopie klei. Maar wanneer die pottebakker hierdie stuk klei begin optel, begin hy wonders verrig met hierdie klei. Die derde ding wat Jeremia se oog vang, was die manier hoe hierdie pottebakker met die klei gewerk het. Hy het so 'n trappie gehad daar onder in die tafel wat gemaak het, as jy daai trappie begin trap, dan begin daar so 'n bladspin bo-op, met so 'n bietjie klei, soos jy die video wat jy nou gesien het. En dan hoe meer jy trap, hoe vinniger begin die bladspin, hoe vinniger, hoe meer momentum kry jy. En Jeremia begin sien, maar hierdie trappie, waarop hierdie klei spin, is die momentum, dis die lewe. Hoor dit sê Jeremia vir ons. God is die pottebakker. Hy vat die klei vir jou en vir my, en dan deur die lewe, terwyl hy spin, begin God ons vorm. Dan druk hy sy hande in, dan begin hy trek om hom bietjie oop te maak, dan begin hy vorm gee, en deur alles in die lewe gebruik. Ek moet nog onthou die dag, toe praat ek aan Lisa, toe sê ek van Lisa, Lisa, ek was eintlik lank op fynbos weggespring het. Sy antwoord en sy sê vir my, nee, jy was nog nie reg. Dis ongelooflik om te dink, dat die potterbakker presies weet, hierdie is die klei wat ek genodig het, ek het hom klaar afgeweer. Dis wat ek nodig het. Die klei wat ek nie nodig het nie, dit sny ek af. En dan word hierdie klei in die middel van die bord neergesit, die bord word gespin, en die pottebakker begin sy werk doen. Hoor mooi, die pottebakker haal nie vir een oomblik sy hande van die klei af. Die vorming is die heeltyd besig. Die heeltyd met sy hande op die klei is hy besig om daai pot te vorm van binne na buite. En dan van bo na onder.
Maar die pottebakker se hande is die heeltyd op die klei. Partymal is druk nodig om die pot groter te kry. Ander kere is daar meer hitte nodig. Sy hande moet harder werk. Maar die klei vertrou die pottebakker om iets ongelooflik te maak. Dis hartseer in 'n mens se lewe, dat 'n mens dink dat in die tyd van Jeremia is daar soveel mense wat die klei is en wat afgespring het van die bord af. Want hulle wil nie hê die pottebakker moet hulle vorm nie. Nou kom ek toets julle 'n bietjie, wie van julle pottery al gedoen? As jy daai klei daar in die middel sit en jy begin hom spin en jy los hom, wat dink jy gaan daai klei word? Iewers teen 'n muur gaan hy vas en ek glo dit vir julle. Hulle laat my so dink, nee. Sê nou maar jy bring vir Michelangelo terug uit die dood uit. En jy vat vir Michelangelo na 'n mooi skoon muur toe, nee. En jy sê vir hom, my maat, vandag gaan ons skilder. Ek en jy, ons gaan skilder. En dan sê jy vir Michelangelo, trek jy stoel nader en sê vir hom, nou gaan jy sit en ek gaan skilder. En dan sê jy vir my, hoe doen ek? En daar is soveel mense wat dit doen. God, haal net vir 'n oomblik jou hande van my lewe af. Die blad gaan spin. En ek wys vir jou wat ek gaan maak met my eie lewe. Ek gaan 'n meesterstuk word. En net so rukkie, dan beland jy daar tussen die spinnerakke teen 'n venster. Sodra die pottebakker sy hande afhaal, is daar gevolge. En dis nie net die mense wat dit gedoen het nie, nasies het dit ook gedoen. My liewe vriende en familie, hoor hoe ongelooflik is hierdie vers. Vers 4. Maar die houer wat hy besig was om van klei te maak, het onder die hand van die pottebakker misluk. Hy het 'n ander houer gemaak, soos die pottebakker het goed gedink het om te maak. So daar was nie, dit was nie die pottebakker se skuld nie. Die klei waarmee die pottebakker wou werk, wou nie saamwerk. Maar die pottebakker vat nie die klei en hy gooi dit weg nie. Hy druk dit weer terug op 'n hoopie. Dit word weer in die middel van die blad neergesit en dan word die blad weer gespin. My liewe vriend, ons familie, dalk sit jy net vanoggend hier. En jy het in 'n plek in jou lewe beland waar jy God se hande van jou lewe af begin wegtrek. Dit gebeur nogal baie maklik. Veral as 'n mens nie kan sien wat die pottebakker in gedagte met jou het. 'n Mens beland maklik in 'n plek waar 'n mens wonder, weet jy wat, gaan die pottebakker se plan met my werk? En dan voel jy, weet jy wat, ek moet dinge begin in my eie hande neem. As ek nie dinge begin in my eie hande neem nie, gaan die pottebakker met my aanjaag. Ons werk nie altyd lekker saam nie. Ons is geneig om die pottebakker se hande van ons lewe weg te stoot. Vers 4 sê, die klei het misluk. Maar die pottebakker gooi nie die klei weg nie. Hy sit weer sy hande op die klei. En hy begin weer met dit wat hy gedagte het met die klei. Dis ongelooflike goeie nuus vanoggend. God is 'n God van tweede kanse. Dalk het jy 'n tweede kans in jou lewe nodig. En God sal dit gee. Maar hierdie keer moet daar 'n verandering kom. Ons noem dit bekering. Jy moet toelaat in jou lewe dat die pottebakker sy hande altyd op jou kan hou. Om nie teen die pottebakker te beklei nie. Om te los en te vertrou dat die pottebakker weet wat hy doen. Vertrou hom. God sê in Jeremia 18 vers 6. Kyk, soos klei in die hand van die pottebakker, so is julle in my hand. Hoe hou ek God se hand op my? Baie maklik. Glo in Jesus. Leef vir Jesus. En dit is so maklik soos dit. Wanneer jy in Jesus glo, wanneer jy vir Jesus leef, dan is jy besig, dan kan jy weet met alles in jou lewe is God besig om jou te vorm. God haal nie sy hande van jou af nie, nie vir een oomblik in jou lewe nie. Die heeltyd is God besig om jou te vorm. God het ongelooflike planne met jou lewe.
Hy klaar die eindproduk in gedagte. Al wat nou moet gebeur is, God moet jou nou vorm deur die lewe om daar te kom waar God in gedagte met jou het, hoe jy lyk op die einde. Moenie die pottebakker se hande van julle lewe afstoot nie. Moenie reg in jou eie hande neem nie. Vertrou die pottebakker. Ek beloof julle, hy weet wat hy doen. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons is soos hierdie klei wat ons in ons hande kan vashou. Jeremia stap daar by die deur in en hy sien presies wat U bedoel. U is die pottebakker, ons is die klei. En Here, U kan al klaar eindproduk sien, Here, hoe ons gaan lyk op die einde. U het klaar, U is besig om ons te vorm om met daardie produk uit te kom. Dankie Here dat ons kan weet dat U ongelooflike planne met ons het. Dat U ongelooflike planne met ons lewens het. Dankie Here dat ons kan weet dat niks in ons lewe, goed of sleg wat in ons lewe gebeur, is net per toeval nie, is net toevallig nie, Here, dat alles beplan is. Dankie dat ons kan weet dat selfs wanneer die duiwel inkom, Here, om ons lewens te verwoes, U leer vir ons in die woord Romeine, dat U vir ons sê dat U selfs al die slegte kan omskep in goeie ook. Here, dankie daarvoor dat ons kan weet dat U nooit U hande van ons afval, nie vir een oomblik nie. Dat U elke dag besig is om ons te vorm wie ons moet wees op die einde. Dankie dat U met elkeen van ons hierdie ongelooflike voorbeeld het. Dat U 'n ongelooflike eindproduk met ons in gedagte het. U weet waar U ons graag wil hê op die einde van die dag. Here, help ons deur die vorming. Help ons net dat ons sal sien in die tydens, in die vorming waarmee ons nou besig is in ons lewe, dat U weet wat U doen. Dat ons net moet vertrou. U weet wat U doen. Here, daarom gee ons die moed en geloof dat ons die storms en die goeie dae in ons lewe alles sal hanteer as 'n vormingsproses. Dat ons sal weet, Here, U berei ons voor vir die volgende fase ook in ons lewe. Dankie Here dat ons kan weet dat ons nie vir een oomblik in onsself oorgelaat is nie. Dat ons nie ons hande op ons liggaam moet sit en onsself probeer vorm en self die besluite moet maak nie. Here, U is daar, tree vir tree, stap vir stap. U is saam met ons. Wees met ons en lei vir ons, Here. Gee ons net daai geloof en vertroue dat ons kan weet, dwars deur alles in ons lewe, U gebruik alles as vorming. Dankie Here dat ons vanoggend kan weet dat ons aan U toevertrou is, aan niemand anders nie. Want daar's niemand wat beter vir ons weet as U nie. Here, help ons net dat ons nooit U hande van ons sal wegstoot nie, maar dat ons U hande op ons sal los, dat U kan vorm wat U graag wil besluit, want Here, U weet die beste. Dankie dat ons vanoggend hierdie kan bid in die almagtige en heilige en kragtige naam. Amen.